Ekskuus, wat? Video's is anders so ek kan nie mooi sien op die bord nie. Ja, jy kan daar langs Charles gaan sit, as jy sou wou. Maar ek dink oral gaan hy 'n bietjie glare, bietjie wit wees. Okay, goed, nou jy het in graad 10 het jy bewegingsvergelykings gedoen, né? En ons het daar gekyk, wanneer gebruik ons bewegingsvergelykings? Wanneer iets versnel of wanneer dit vertraag? Okay, so wanneer hy vinniger gaan of wanneer hy stadiger gaan? Okay, wanneer daar positiewe versnelling is of wanneer daar negatiewe versnelling is? Pieter, fokus. Okay. Nou wanneer hy nie versnel nie, wanneer iets teen 'n konstante snelheid beweeg, dan het ons eintlik gedoen in graad 10, V is delta X oor delta T. Dis die formule wat jy gebruik het in graad 10. Okay, maar hy gaan nie op jou datavel in graad 12 verskyn nie, hy het ook nie in graad 10 nie. So ons gaan een van die ander formules gebruik om by hom uit te kom. Okay, maar jy mag hom gebruik as jy sou wou. Jy moet hom net reg dan memoriseer. Okay, en ons gaan net beweging doen wat in 'n reguit lyn is. Goed. So in graad 10 het jy hierdie vergelykings gedoen. Het julle nou al afgeleides gedoen in wiskunde? Wat het ek doen? Afgeleides. Soos waar jy van hierdie formule na hierdie formule toe gaan. Nee? Die is soos hier, nou kan ek eers 'n simbool onthou nie. Die ek dink ek gaan so ja. En dan kry jy X by. As jy hom dit ek studeer en ek kan nie nou. Anyway. Nou dit is waar hierdie formules vandaan kom, is van afgeleides af. Okay, so hierdie formule kom van hoe jy versnelling gaan uitwerk en dan as jy hom aflei dan kry jy hierdie een en as jy hom verder aflei dan kry jy daai een en wat ek al. So dis afgeleides. Jy hoef nie te weet in wetenskap waar hulle vandaan kom nie, net vir die wat gewonder het. Dan elkeen van hierdie formules het iets wat nie daarin is nie, iets waarvan hulle onafhanklik is. En dan gee vir jou waarvoor hulle almal staan. Okay. Ek het nou iets gesê. So hierdie formule is basically daai formule. Hulle is dieselfde formule. Jy het net nie daai nie. Is dit daai nie? Ja. Ja, hierdie formule. Nee, ekskuus gou, hierdie formule. Is daai formule wanneer dit 'n konstante snelheid is. Konstante snelheid beteken die versnelling is 0. So as jy in hierdie ene die versnelling 0 maak, dan kry jy daai formule. Okay. So wanneer iets in 'n konstante snelheid beweeg, kan jy of hierdie ene gebruik wat jy gaan memoriseer het, of jy kan net in hierdie ene versnelling insit as 0. En dan gaan hierdie formule vir dieselfde antwoord gee. Okay, kom ons oefen gou weer hierdie graad 10 goed. Ekskuus, sorry, voordat ek dit sê. Wanneer 'n voorwerp vanaf rus begin, is die beginsnelheid 0. As hy stop, is die eindsnelheid 0. As hy versnel, is versnelling positief. As hy vertraag, is versnelling negatief. En onthou jou inligtingstabel. Okay, want nou in graad 12 gaan ons een bal opgooi en dan gaan ons 'n ander bal opgooi en dan gaan hulle ergens mekaar pas en dan moet jy kyk wat is die tyd en hoe hoog is hulle van mekaar af en blablabla. So inligtingstabelle is crucial in graad 12. Okay. Kom ons doen gou weer net graad 10 hersiening. Dit sê 'n motor begin vanuit rus en versnel teen 5 meter per sekonde. Bereken die verplasing na 4 sekondes. Okay, inligtingstabel. Heinrich, kom ons begin met jou. Geef my enigiets wat ek daar kan invul. Is? No. Okay, gaan. Volgende stukkie inligting. Die tyd is 4 sekondes. Louis Henry? Die versnelling is 5 meter per sekonde. Yes. Rikus? Die eindsnelheid is 5 meter per sekonde. Hulle sê niks. Hulle sê hy beweeg vanuit rus, hy versnel, bereken die verplasing. Sy het geen inligting oor eindsnelheid nie. Wat kan ons nog daarin sit? Wat is die vraag? En wat is verplasing se simbool? Kyk hoe bo is die tabel met al die goedjies.
delta x. So dit is die vraag, bereken die verplasing. So jy kort die formule wat nie eindsnelheid in het nie, en wat obviously verplasing in het, en as jy kyk, dan is dit jou tweede formule daar. So jy het delta x is gelyk aan VI delta t, ja, delta t plus 1/2 a delta t kwadraat. Ok, so as kort die verplasing, die beginsnelheid is 0 plus 1/2 maal met 5 maal met 4 kwadraat, en John Marie sonder 'n sakrekenaar. Nee man, ja, ok. Julle ander ook sonder sakrekenaar of met 'n sakrekenaar. 40 wat? Meter. Ok, nou hulle sê vir jou bereken die verplasing. Verplasing is 'n vektor, vektor het grootte en rigting. So hierso gaan jy sê vorentoe of in die positiewe rigting of wat ook al. Hulle het nou nie vir ons 'n rigting gegee nie. 'n Hercules vliegtuig land teen 108 km/h op die rand van 'n 600 meter lange aanloopbaan. As die vliegtuig teen 0,8 meter per sekonde vertraag, sal hy in staat wees om op die aanloopbaan te stop. Ok, so hier spring ek na jou moeilikste vraag toe in graad 10 wat jy gehad het, want die vraag is sal hy betyds kan stop. So jy kan hom op een van twee maniere doen. Ok, so ek gaan twee inligtingstabelle hê. Nou jy sal sien, ek skryf myself sommer dadelik altyd al hierdie goeters neer. Dan weet ek wat het ek en wat het ek nie. Okay. So, hy land teen 108 km/h, is werk in km/h nie, is werk in meter per sekonde. So ek moet hom omskakel, hoe doen ons dit? Gedeel deur 3.6 en ek dink dit is 30. Okay, so sy beginsnelheid is 30. Dan sê hulle op die rand van 'n 600 meter lange aanloopbaan. Okay, sê hulle hy gebruik 600 meter. Nee, ons wil weet, gaan hy die 600 meter gebruik? So ek hou dit in my agterkop. As hy teen 0,8 meter per sekonde vertraag. Vertraag is negatiewe versnelling. Nou vra hulle, sal hy in staat wees om op die aanloopbaan te stop? Sê hulle enigiets van tyd? Okay, so tyd het ek nie. Okay, en hier is nou waar my vraag op een van twee maniere ingevul kan word. Okay, ek kan of vir myself sê, as hy stop, so as ek die eindsnelheid 0 maak, hoe ver het hy beweeg? So dan is daar my x, dan is daar my vraag. Het hy 600 meter beweeg, of het hy 500 meter beweeg, of het hy 800 meter beweeg? Okay, of my volgende manier, soos manier 1, of ek kan sê, 30, hierdie is minus 0,8, kan sê, as hy 600 meter gebruik, sy verplasing is 600 meter, wat is sy eindsnelheid? Okay, menende, hy kom tot op die einde van die aanloopbaan, het hy gestop, het hy al by 0 uitgekom, of is hy nog steeds besig om te beweeg, menende, hy gaan dit nie maak nie. Okay, nou hierso is 'n makliker manier en 'n moeiliker manier. Okay, die formule wat ons gaan gebruik, moet onafhanklik wees van tyd, want ons het nie tyd nie. En die formule wat ons daar gebruik is dene. Okay, nou, hoekom is daar makliker en 'n moeiliker manier? Daar's kwadrate, nee? En sê nou maar, hy het al tyd gehad om te stop en hy sal wees om te reverse en 600 meter verplasing. Dan en jy wil die eindsnelheid gaan uitwerk, so jy wil daai ene gaan uitwerk, daai opsie gaan uitwerk. Dan gaan jy dalk 'n negatiewe vierkantswortel moet gaan uitwerk, wat obviously wiskundig nie moontlik is nie. Is jy met my? So ek wil vir my, so ver as moontlik om 'n vierkantswortel te gebruik. Okay, so 'n menende, wat bedoel ek? As ek 'n waarde hier kan invul, en hom net gaan uitwerk met 'n kwadraat, dan wil ek dit doen. So daarom gaan ek die eerste opsie doen. En ek wil klaar sommer die 0 en die 30 by die kwadrate gaan doen. Okay, so die makliker opsie, die meer verstaanbare opsie, is opsie 1. So hierdie is 0, hierdie is 30 kwadraat, plus 2 maal met minus 0,8, en ek wil x gaan uitwerk.
Wat trek is met ons vra? Dian, is jy op het? Waar is die boek? By die fisika. Skryfboek. Jy weet ek is nou nie so puntenerig daarop nie. As jy wil, kan jy. Maar jy moet nou nog nie, ja, momentum. Is dit okay as ons dit hou? Die luister, dis jou boek. En plak in fisika. Kyk, Dian. Toets julle vir Dian. Het julle gecheck? Is jy sakrekenaar uit? Pieter. Dian, sukkel jy? Hoekom? Sukkel jy? Wat's 30 kwadraat? 900? 900? 2 maal 0,8 is 1.6. Minus 1.6, jy wat aan die ander kant is 1.6x. Dan moet jy gedeel deur 900 gedeel deur 1.6. Okay, dan Frederik, moet ons nou die vraag beantwoord. Die vraag was gewees, sal hy in staat wees om op die aanloopbaan te stop? Ja, okay, nou dames en here, partykeer kan jy net eindig met ja, maar partykeer soek die eksaminators meer as dit. Okay? Hoekom sê jy ja? Waar het jy by daai antwoord uitgekom? Jy het gesien dat 562.5 meter is minder as 600. So jy moet dit stel. So jy gaan sê 562,5 is kleiner as 600 meter. So hulle wil sien dat jy daai vergelyking getref het. Dit is obvious in jou kop. Jy het dit gedoen om tot by jou uit te kom, maar hulle wil dit sien dat jy dit gedoen het. Okay, enige vrae daar? Goed. Nou by die grafieke wat julle gedoen het in graad 10. Ons het in graad 10 2 grafieke gedoen. Eintlik 3, maar meestal 2. Posisie tydgrafieke en snelheid tydgrafieke. Okay? Nou soos wat ek vir jou gesê het in graad 10 en laas jaar gesê het en al hierdie jaar gesê het, as jy 'n grafiek kry tot die dag wat jy dood gaan eendag, vra jy vir jouself, wat sê die gradiënt vir my? Want elkeen se gradiënt gaan vir jou iets anders gee. Meeste van die tyd gaan dit vir jou 'n tempo van 'n soort gee, want dit is gedeel deur tyd, maar jy wil weet tempo van wat. Okay. So 'n posisie tydgrafiek. Kom ons kyk gou na die gradiënt hierso. Hoe werk jy nou weer gradiënt uit? Gradiënt is die verandering in y oor die verandering in x, né? Nee? Of y2 minus y1 oor x2 minus x1. Goed, wat is op jou y-as hierso? Is posisie. Okay? Nou posisie kan ook wees, hulle praat van posisie, hulle praat van 'n afstand tydgrafiek, hulle praat van 'n verplasing tydgrafiek. Okay, hulle almal het dieselfde eenheid waarin hulle gemeet word. Posisie, afstand, verplasing. Hulle simbool is delta x. Nee, maar dit is nou die verandering in die y-as. Die y-as gaan x wees. Oef. Nee, x staan vir afstand of verplasing. Goed, en op die op die x-as het ons tyd. Op die x-as het ons tyd, so delta tyd. Ek gaan nou baie stadig, party van julle sien dit al dadelik, maar ek gaan nou stadig. Waarin meet ek afstand of verplasing of posisie? Ek meet dit in meter. Waarin meet ek tyd? In sekondes. So wat word in meter per sekonde gemeet? Snelheid. Okay, so ons het gesien hierso dat die gradiënt gee vir jou snelheid.
Joh, nou kan ek nie onthou nie. Ek dink nie ons het al breuke gedoen hierdie jaar nie. Ek onthou net skielik iets. Daar is party van julle onthou van laas jaar wat sê net maar dit is 'n breuk. Sê net maar jy moet nou die gradiënt gaan uitwerk. Dan gaan skryf jy dit so. Want jou papier se lyntjie is mos 'n lyntjie. Dadelik 0 vir die res van die som einde matriek. Dis nie Juffrou Mark se reëls nie. Okay, dit is hoe hulle merk einde matriek reëls. So moenie dit doen nie, trek jou streppietjie. Kan nie onthou wie spesifiek doen dit nie. Maar vir nou wie doen dit eerlikwaar? Kan jy onthou? Ja, presies ons iemand hierso. Okay. Goed. So as hulle vir jou vra gaan bereken die snelheid, dan moet jy weet jy moet die gradiënt gaan uitwerk. Okay. Nou kom ons kyk gou na die soort beweging wat ons hierso het. Ons sien nou dis posisie teenoor tyd. So ons begin hier by posisie 0. So dit is ons verwysingsplek. Okay? Dan sien ons gaan tot by 'n posisie of 'n afstand 60 meter. Dan sien ons bly by 60 meter vir hoeveel sekondes nou ook al 5 sekondes. Dan sien ek gaan terug na waar my beginpunt was. Dan gaan ek verby my beginpunt, reverse nog verder tot by -40 en dan gaan ek weer vorentoe tot by my beginpunt. Okay. Waar trek ek met my vraag? Frederik het geantwoord. Charles, och, jy's nou wel lang. Kom loop gou vir my uit hierdie scenario wat jy sien. Hiervoor in die klas. Okay, so hoekom wil ek hê hy moet dit doen? Ek kan dit obviously self doen, maar ek wil hê jy moet ook dink, hoe sou jy dit uitgeloop het? Okay, jy begin. Okay, begin. Okay. Tot en met so 60 hierso na. Dan loop jy dadelik terug agtertoe. Ja, nee, dan sal ek stil vir 'n Okay, en dan? loop ek weer agtertoe Ja. en dan direk weer vorentoe en dan stop ek waar ek begin. Nee. Wat het hier gebeur? Jy was weg tot en met daar. Wat het hier gebeur? Uit agtertoe beweeg. Hy agter nog so, hierso beweeg hy agteruit tot by sy beginpunt en dan loop hy nog verder agteruit tot by hom. Juffrou, ek het Niet actually. We hebben het actually voor begin natuurlijk. Nee, sorry. Dit tree is huge. Ja, Okay. Dan weet hoe dit by sy beginpunt. Goed. Het julle almal dit gesien? Okay. Nou volgende ding nou wat ons verstaan nou hoe die voertuig, die man, die mens, wie ook al beweeg het. Nou wil ons kyk na hoe vinnig het hy beweeg. Okay, waar gaan ons kyk na hoe vinnig tempo is die gradiënt. So hier sien jy is 'n gradiënt en as ons hom moet vergelyk met hierdie gradiënt, is hierdie 'n bietjie vinniger. Hy's 'n bietjie styler. Is jy met my? Dan sien ek hierdie gradiënt en hierdie gradiënt is dieselfde. So dit beteken toe hy nou begin agteruit loop het hy met dieselfde spoed. Hy het nie gestop as hy begin binne uit met dieselfde spoed agteruit beweeg en toe het hy vorentoe beweeg. En as ek hierdie gradiënt met hierdie ene moet vergelyk, dan sien ek hierdie ene styler as hierdie ene. Kan julle dit sien? Ja? Okay, hoe sien ek 'n styler? Hierdie ene vat 2 blokkies om tot by 0 te kom en hierdie ene vat 3 blokkies om tot by 0 te kom. Julle met my. Okay. So hulle vra vir jou daar by nommer 1. Beskryf die beweging van die voorwerp vir elke gedeelte A, B, B, C. Okay, so dis met A's en B's invul. A, B, C, D, E en F. Okay. So beskryf die beweging van die voorwerp vir elke gedeelte. By A, B het ons gesê hy beweeg met nou is my volgende vraag. Sê weer. Versnel hy of beweeg hy teen 'n konstante snelheid? Okay, hoe het jy daarby uitgekom? Want hy gaan hoor en hoor met sy hy raak nie hoor. Okay. Nee. Waar kry ons snelheid op hierdie grafiek? Snelheid kry ons by die gradiënt. Kan julle sien dat dit 'n konstante gradiënt is? Ja? So 'n konstante gradiënt sê vir my konstante snelheid. So geen versnelling nie. Sê met my. As die grafiek so gelyk het, dan was daar versnelling gewees. Okay. So, ons gaan sê hierso konstante
En dan gaan ek sê positiewe snelheid. Hoekom sê ek positiewe snelheid? Want hy beweeg in die positiewe rigting. Ek wil julle nou nog iets gesê het, konstante positiewe snelheid. Jy mag nie sê konstante positiewe beweging nie. Want beweging is nie spesifiek genoeg nie. Hulle vra vir jou, beskryf die beweging, maar jy mag nie die woord beweging in jou antwoord sê nie. Okay, want is beweging konstante snelheid of is dit versnelling? Okay, so jy moet sê konstante snelheid. Goed, BC sien ons hy staan stil. CD sien ons konstante negatiewe snelheid. DE is dieselfde, konstante negatiewe snelheid. Jy dra nie meer sit nie. Ja, kan hulle skryf. Hy het jou. Okay, en dan EF is weer konstante positiewe snelheid. Hoekom is dit positiewe snelheid? Want dit beweeg vorentoe. Was fout? Teruggaan? Ja, ek was nie verwag. Ek was nie Okay, waarmee? maar Is jy seker? ja. Dis nou die kans om te vra. Okay, is julle met my? Goed. Nou vra ek jou bereken die snelheid van die voorwerp vir CD. Okay? Nou, baie keer gaan hulle vir jou vra die woorde gebruik die grafiek, dan moet jy die gradiënt gaan uitwerk. As hulle net sê bereken dit, dan kan jy bewegingsvergelykings ook gebruik. Okay? So hier het ek nie vir jou gesê nie wat jy moet doen nie. So jy kan of bewegingsvergelykings gebruik, daai ene, want jy het nee, jy het nie. Jy kan nie, want jy het nie die eindsnelheid en beginsnelheid nie. So is net. Jy kan hierdie ene gebruik. Delta x vir i delta t plus half a delta t kwadraat. Jy kan hom gebruik, want die versnelling is 0. Ja, want die gradiënt is konstant. Of jy kan die gradiënt gaan uitwerk. En dit is wat ek gaan kies om te doen. So as jy my wil kyk of ek en jy by dieselfde antwoord doen, uitkom, kan jy die ander formule gebruik. So op die y-as is dit 0 minus 60. Hoekom 0? Want ek wil dit nou kyk vir die gedeelte CD. Dit is die vraag, gedeelte CD. So dis die einde y2 oor y1. Minus y1. Oor en die tyd is 30 minus 15 as ek reg is. Sê weer. Het jy hom gedoen, Linden? Easy peasy. Minus 4. Mag jy jou antwoord in die negatief los? Nee, wat beteken nou minus? Beteken in die negatieve rigting. Dis wat ons gehad het. So ons gaan sê 4 meter per sekonde agteruit of in die negatieve rigting of as hulle nou vir jou gesê het oos-wes daai goeders, dan sê dit so teruggegee. Is julle almal met my? Okay. Nou gaan ons na die bietjie moeiliker grafiek. Die snelheid tydgrafiek. Okay. Nou, in hierdie ene, obviously, altyd eers gaan jy vir jouself vra, wat sê die gradiënt vir my? Maar hy gee vir jou nog ekstra inligting ook, hy wil jy met die area onder die grafiek ook gaan uitwerk. Amore, asseblief, sit jouself van weg. Goed. Okay, so kom ons kyk hier so snelheid, tyd, grafiek, gradiënt. Ek gaan dit weer in stadig doen. Net om vir jou te wys in 'n toets of eksamen, wat gaan jou gedagteproses wees as jy dit nou nie onthou nie, maar moet uitfigure. Op die snelheid tyd grafiek, is dit snelheid teenoor tyd. So dit is delta V oor delta T. En as jy nog steeds nie die antwoord kan sien nie, sê goed, waarin meet ek snelheid? Ek meet dit in meter per sekonde. Waarin meet ek tyd? In sekondes. So dit gee vir my meter per sekonde kwadraat. En wat is dit? Versnelling. So vir hierdie se gradiënt, gee die gradiënt vir my versnelling.
because elke gradiënt gaan anders wees. Jy kan nie net aanneem nie. Dan hierdie in se area onder die grafiek gee ook vir jou iets. Okay, so nou kry jy klomp verskillende areas. Hierso het jy 'n reghoek, daar het jy 'n driehoek, daar het jy 'n driehoek, hierso het jy 'n reghoek weer. Okay, maar daai driehoek daar half gaan net die waarde halveer. Hy gaan nie jou eenheid, jou fisiese hoeveelheid halveer nie. Okay, so wat by driehoek is mos 'n half basis maar hoogte. So ek gaan nie worry oor 'n halfdeel in wat hy vir my gee nie. So daarom gaan ek nou kyk net na wat gee 'n blokkie vir my. Okay, want hulle gaan dieselfde antwoord gee. Less confusing, ja. So, die area van die grafiek is lengte maal met breedte. Hierdie een se lengte is snelheid. Hierdie een se breedte is tyd. Kan jy vir dit gewees het wat jy van gesê van die driehoek? 'n driehoek se area is mos 'n half basis maal hoogte. En dan dink kinders as jy sê 'n half snelheid maal met tyd, dat hulle nou se snelheid moet halveer op 'n manier, soos die ding snelheid. Maar jy kan nie. Die half beteken net as ek nou 20 hier invul, gaan hy die 20 halveer, maar bly snelheid. So daai half gaan nie vir jou sê wat jy kry nie. Okay, so kom ons gaan weer nog stadiger. Waar meet ons snelheid? In meter per sekonde. Waarin meet ons tyd? In sekondes. So as in meter per sekonde maal met sekonde. So dan gaan jy die 2 sekondes mos uitkanselleer, né? Want jy het basically meter per sekonde maal met sekonde. Dan kanselleer hulle mekaar uit. Okay? So dan kry jy net meter. En wat word in meter gemeet? Verplasing. Kyk. So die area gee vir jou verplasing. Shap. Nou sê hulle vir my hierso by die vraag, beskou die snelheidgrafiek, die motor beweeg aanvanklik regs. Okay, kom ons beskou, hulle sê dit vir my. So ons scenario begin hierso by A en by A beweeg hy altyd 10 meter per sekonde. So hy beweeg hier konstant teen 10 meter per sekonde, hy staan nie stil nie. Dan gaan hy van 10 af na 0 toe. So hy beweeg al hoe stadiger totdat hy stil staan. En dan beweeg hy of gaan hy na -6 toe. So hy gaan van 0 na -6 toe, wat beteken hy beweeg nou in die negatiewe rigting. Okay? En dan beweeg hy konstant teen 6 meter per sekonde. Waar trek ons? Linden, kom loop gou vir ons om uit asseblief. Okay, en die keer sê, wat se gedeelte jy nou doen, dat ek jou nie verloor soos met Charles nie. A na B, B na C, C na D, en D na E. Okay, sê gou maar, hoe verskil jou C na D, D na E? Dit is vir my baie dieselfde blyk. Vinniger vertraag van C na D. Vinniger vertraag, wat beteken dit? Okay, wys gou vir ons hoe lyk dit? Het jy dit gesien? Weet julle wat aan? So hy begin, hy staan 'n bietjie vorentoe, Linden. Okay, so hy hierso staan hy stil, want sy snelheid is 0, staan stil, en dan versnel hy in die negatiewe rigting. So beteken hy gaan vinniger agteruit, en dan beweeg hy teen 'n konstante spoed agteruit. So net my. Dankie Linden. Okay, so weet ons hierso, deur net so te kyk, of hy, sê net maar hierso begin, die hele storie, weet ons waar hy eindig, eindig hy voor hom op dieselfde plek agter hom, weet ons. Jy kan nie van daar af sê, jy kan nie sê hy het meer agteruit gegaan. Jy gaan dit eers kan sien as jy die area onder die grafiek gaan uitwerk en kyk, is jy in 'n negatiewe of is jy in 'n positiewe? Kyk. So dit kan jy nog nie van hier af sê nie, maar met die vorige grafiek kon ons dit gesê het. Goed, so hulle vra vir jou daar, beskryf die beweging van die voorwerp vir elke gedeelte A, B, B, C, C, D, D, E. Nou kan ons 'n bietjie meer inligting gee. So by A, B sê ons, hy beweeg teen 'n konstante positiewe snelheid.
Okay? En hierso gee hulle vir ons 'n rigting ook, so ons kon gesê het hierso beweeg regs. Dan sien ons by CD, wat gebeur hierso? Ons sien uit 'n negatiewe gradiënt. Okay? Maar nog steeds in die positiewe gedeelte. So wat beteken dit? Hy beweeg nog steeds regs, maar hy beweeg stadiger regs. He's slowing down. Okay? So by BC sê ons negatiewe versnelling of vertraging kan jy sê, maar hy is nog steeds besig om regs te beweeg. Regs beweeg. So die versnelling is nie regs nie. Die versnelling is links, maar hy beweeg nog regs. Dis nou dieselfde ding soos jy die bal gevang het so. Die beweging is links, maar die krag wat uitgeoefen word is regs. Goed, hoe weet ek hy beweeg nog regs? Want jy is nog steeds in die positiewe gedeelte van hierdie grafiek. Jy is nog steeds in die regs gedeelte van die grafiek. Okay, dan by CD is daar, die gradiënt is negatief, maar hy beweeg in die negatiewe rigting. Soos 'n negatief en 'n negatief maak 'n positief. So hy beweeg vinniger links. Is julle met my? Okay, so ons gaan hierso sê, hierso is ek gaan net sê versnelling in negatiewe rigting. Okay, dit beskryf hom beter. Versnelling in die negatiewe rigting en die negatiewe rigting is links. Jy kan sê versnelling, ja. Okay, en dan DE weet ons daarso, die gradiënt is konstant, soos konstante snelheid, maar is in die negatiewe gedeelte van die grafiek, so konstante snelheid links, of konstante snelheid in die negatiewe rigting. Konstante negatiewe vertraging links. Jy kan dit sê, konstante negatiewe snelheid links. Vertraging is so klein bietjie dis waar wat jy sê. Nee, ek kan nie sê vertraging nie. Ek wil julle nou glad nie negatief maak oor die lewe in Suid-Afrika nie, maar die hoeveelheid Afrikaans sprekende merkers wat daar is baie min. So toe ek chemie gemerk het so 'n paar jaar terug, was ons 6 Afrikaans sprekende merkers, sê nou maar uit, ek dink omtrent 200 merkers. Okay? Wat beteken, baie met 'n Engelse sprekende persoon, 'n Afrikaans sprekende persoon se vraestel merk. Okay, en dan gaan hulle net op die woorde op die memo. Okay? So wanneer ek sê moenie 'n woord soos vertraging gebruik nie, dan bedoel ek eintlik dit gaan nie op die memo verskyn nie. So die kans dat die persoon wat merk dalk jou nog gaan mis is groter. Okay, dit is ongelukkig die wêreld waarin ons leef. Goed. Ek het niks gesê nie. Ek het net gesê Engels spreek. Okay, goed. Volgende vraag 2 sê. Bereken die versnelling van die motor van B tot C. So soek daar die versnelling van B tot C. Waar kry ons versnelling? Versnelling, hier is die gradiënt, is die verandering in Y oor die verandering in X. Okay, so van B na C, nee, ons gaan, sorry, ek gaan hom net highlight daar, so C se Y-waarde is 0, B se is 10, so dit is 0 minus 10, C se X-waarde is 6, en B se is 2, en ammonie is op het, wat is dit? Minus 2,5, ons mag nie sy antwoord in die negatief los nie, so dit beteken 2,5 meter per sekonde kwadraat, want is versnelling, en hierso gaan ons sê links, want ons regs is positief. Ok, dan, ja.
Nee, maar hulle vra vir jou bereken die versnelling. So hulle het nie vir gevra in watter rigting beweeg hulle nie. Vra vir my wat is die versnelling? Die versnelling is links, alhoewel hy regs beweeg. So as ek 'n beweging moet beskryf, moet ek meer sê. Maar hulle het net vir my vra versnelling. OK. Nou vra hulle vir jou bereken die afstand wat die motor van C na E beweeg het. So van C na E. OK. Nou wanneer jy die verplasing moet gaan uitwerk, is dit die area onder die grafiek. Nou area onder die grafiek is nie daai nie. Area onder die grafiek is tussen die lyntjie van die grafiek en die x-as. Dit is die area onder die grafiek. Okay, so dis daai en daai en daai en daai. Is julle net nou? Okay, so hulle vra vir jou net van C na E, so ek moet net hierdie gedeelte gaan uitwerk. Okay, nou is daai wat is dit, 'n trapezium? Is dit wat dit is? Nee? Wat is dit? Okay, ken jy 'n trapezium se formule vir area uit jou kop uit? Ek ook nie. Okay, en hulle gaan definitief nie vir jou gee in die eksamen nie, maar wat ek wel uit my kop uit ken, is 'n driehoek se area en 'n reghoek se area. Okay. So om die afstand uit te werk, gaan ek sê dit is 'n half basis maal hoogte plus lengte maal breedte. Dan is die driehoeksinne en dan die reghoeksinne. Kom dan ek weer alles nie. Okay. Pieter, die driehoek se basis. Hoe groot is dit? Driehoek se baan. Ja. 2. Nee. Okay. Nee. 4. Ja, 4 en die hoogte MW? Dit is 6. 6. Hoekom moet jy nie sê minus 6 nie? Want jy gaan nie minus. Hoekom gaan jy nie minus nie? Jy gaan nie terug. Partykeer moet jy minus. Hoekom in hierdie geval moet jy nie minus nie? Want hulle vra, want dit is van die 0 tot by die Nee, maar nog steeds. Verplasing is 'n vektor. 'n Vektor het grootte en 'n rigting. Ja, Linde? Hulle vra vir afstand. Afstand is 'n skalaar. So sê net maar, hulle het jou gevra bepaal die hele afstand wat die voertuig afgelê het. Dan sê jy van A tot by E, sê jy plus het. As hulle vir jou gevra het wat is die verplasing van A tot by E, dan sê jy geplus het en dan geminus het. Okay? As hulle vir jou gevra het hierso vir die verplasing, gesê het minus, want die minus sou vir jou gewys het links. Okay. Goed, dan Anke, wat is die lengte van DE? 6. En die breedte Ardo? 2. Okay. En dan is ons by jou, Heinrich. Kyk nie uit jou kop uit doen. Jy kry 24 wat? Meter. Okay, goed. Dan graad 12. Ek wil begin met die volgende gedeelte, maar voor ek dit doen, nee, ek kan nie dit doen nie. Okay. Ek gaan begin met die volgende gedeelte om te verduidelik, maar ons gaan nou